2 weke. Hoop het gaan fun wees. Ja. Jy dink so? As jy het gaan baie fun wees met dit. I agree. Ons gaan dit fun maak, né? Nee? Saterdag, 17 Mei. Let's do this. So, ons ry in 'n A320 Ja, kyk al. Ons is so by Makro. In Spanje. Wie sou nou kon dink dat dit nou 'n plekkie kan wees hier. Ons sal seker later 'n bietjie daarin gaan, maar ons is nou op pad. Ons toe net hier so en daar gaan verby 'n paar plekke stop daarso. Ek sien Glase. ja. So ons eet nou ons eerste maaltyd hierso vir €5 kry jy 2 biere en 'n nachos by Taco Bell in die shopping mall net om die draai van ons omtrent so 2 kilometers weg. So ons het nou net hier aangekom in Spanje, ons explore so 'n bietjie en toe sê ek dis vir 'n bier. Ja, die scenario is maar jy nou melk koop en dan sien jy nie daar melk in die yskan nie, dan sien jy melk nou so vir 109, 157, jy weet nie of dit wat is nie. Morning, lovey. Lyk maar 'n bietjie rof hoor. Maar dis maar die eerste oggend na ons geslaap het. Ek Jerry het nou van YouTube aangesit om te kyk what to do in Madrid. En natuurlik kyk ek na die busroetes en sulke goeders. So gewoonlik die eerste dag in 'n nuwe dorpie dan ek doen is exploration, nee my skat. We are going to explore where to go to. En dit beteken you just go with the flow. Nee. Ons het gister daai kant toe gestap om na die shopping center te gaan sodat ons 'n bietjie kos kan kry omdat ons bly in 'n ek sal dit nie 'n suite noem nie, woonstelletjie 40 vierkante meter met 'n kombuisie in. Hulle is maar so 'n bietjie skraps met hulle dienste en goeders. Ons het al 3 keer gebel om goeders te kry, laat dit werk. En uitsorteer, so nuwe kussings gekry. Ons het nie 'n vatdoek nie. Daar's nie koffiebekers op die oomblik nie. Daar's daar 'n ketel. So, but that's how it goes, eh. Ons kan seker nie te veel kla daaroor nie. Ons kry darm vir ons einde van die week, 2 weke wat ek hier is, kan 4 dae verniet. Omdat dit is geboek vir 'n maand en ons gaan hierso tot ons na die kursus gee, dat ek 'n paar dae wil vat om 'n bietjie meer te explore, so on the house. Dit is €42 'n nag. So maal dit met 20 basically, of 23 as jy dit nou wil omskakel na rande toe. So dis die plan. So ek gaan YouTube video's om uit te figure what to do and how to do it. Dis gewoonlik 'n baie goeie source of information as mense miskien wil kyk wat om te doen. So volgende wat jy miskien is hoe ons probeer om die bus te kry, waarheen gaan ons met die bus. Okay, so 'n tippie wat ek maar geleer het, jy stap na die busstop toe en dan kom kykie wat se inligting het hulle op die busstop vir jou. So daar's 'n roete en daar's die bustye. Ek weet nou ek met bus 224 ry, dit maar dit is altyd goed om hierdie goed gedag wat graag in die busroete. Nee, Luffy. Ja, maar dieselfde. Die bus is op as hierdie net nie daai kaarte op wat ons gewoond aan is. Ons weet nie waar jy gaan nie. Dis net 'n tyd, that's it. So jy moet ek ons is nou op die local transport, nie toerisme transport nie. Ons gaan gou roomys eet. By die roomys mannetjie. Kyk aan. Kyk jy lekker roomyse. Ek gaan daai een eet. En moeder sê sy gaan daai een eet. Dink jy sal dit try? Ja, ek eet jou weer roomys. Ja, wat eet jy? Framboos en aardbei. Ek eet iets met chocolade. Ja, joune lyk soos 'n McFlurry. Ons het so ingestap by 'n winkeltjie en gesien dat dit roomyse nogal baie fancy is. Wat dink jy van dit? Okay, so nou weet ons waar ons is, maar ons weet nie waar ons gaan nie. Nee, ons het daar afgeklim met die bus.
En dan gaan toe stap ons hier so deur die plek hierso, die eet ons nou roomys hierso, stap ons reguit aan tot daar. Dan gaan ons hier afstap en gaan ons aan die park toe hierso. Dis vandag se exercise. So dit beteken ons moet daai kant toe stap. Ja, nou stop. Maar ons het by daai perd verbygestap daarso. Nou stap ons in hierdie ene af na die volgende perd. Weet jy wat is? Ons is aan die nasionale Madrid park en daar's 'n dam daar so stap ons so daar sien dit lyk baie soos die Malmo park wat ons beteken is baie netjies, baie mooi. En natuurlik die mense son by daarso. Trek 'n bietjie son. Wat is hierdie plek? Dis hier Dam Alfonso something. Dis hier Dam Alfonso something. Spicy aardappel, wat ook lekker spicy is. Natuurlijk moet dit met bier gaan. En die borde match die klere. 'n groen bordjie. Met 'n groen hemp. Lekker. En dan sit jy so 'n terras en eet. Lyk nogal interessant met hierdie wit. Ja. Wat sê jy? Lyk of hy die water
eintlik skuim daar's maar wit marmer. Weet nie wie dit is nie. Ons stap nou hier so deur die tuin van Madrid. Ek het die uittuin van Madrid. Ons is nie eintlik seker waar ons is nie, maar ons doen dit maar net. En toe sien ons daar's 'n waterfontein en nou sien ons hier's nog 'n waterfontein en aan die linkerkant hier's ons daar 'n groot tuin. So ons doen 'n tuinroete. Parke roete, ja, soos as ons net hier so omdraai daai kant toe, ja. So in Madrid. Ja, en daar is die fonteintjie wat ons gesien het nou net. En ek dink ons gaan nou so omgaan en dan gaan ons so omstap af langs die groot park af en die kastele sien. Ek sien nou net vir ter, kyk hoe mooi lyk daai, na kom sy nou. Kyk hoe mooi lyk daai gebou se struktuur. Hallo. Hola. Okay, let's try again. Ons het hier genadig gekom, toe klim ons hier met die metro af. Toe stap ons nou met die Grand Via af. Oor toe neem ons die video van die fontein met die wit klippe. Toe neem ons die video af hierso van die fontein met die skulpie en toe is ons nou hier. Nou gaan ons opstap na hierdie Tempel de Bot toe. Dan gaan ons na die Teatro Principal toe en dan gaan ons na Palace Real toe, waar die koning se paleis is. En ons gaan nie ingaan nie, ons nou te laat al, want het is nou net Vrydagmiddag na ek gewerk het. En dan werk ons weer terug na hierso na die metro toe, nommer 5 en dan gaan ons huis toe soontoe. Maar ons wil miskien ietsie eet, so in die ouens gesê ons moet nie hier eet nie, want dis te hulle cheat jou. So ons gaan try that. Okay, nou van hierdie Tempel de Bot, wat ek al dit is nou 'n view en daar is moeder in die prentjie. En kyk na die view, liefie. Kyk hoe mooi is dit. Ja, soos het op 'n per ongeluk op 'n viewpoint uitgeloop hierso. En dis nou Spanje, kyk is maar redelik Bloemfontein plat. Ek dink Bloemfontein is platter. En die idee was gewees om na daai twee koepels toe te gaan, daai en daar en daai en daar. En dis nou die twee viewpoints en dan stap ons die ander kant af so. Dan is ek honger genoeg en dit raak nou al 6:00 se kant toe so. Die son sak so 9:00. Gracias. Groot bier. We are thirsty. Lekker. Ons gaan stadig drink hè. Ons bier is hierso. Kyk hierso, Ja, gaan definitief 'n broodjie eet op. Check julle. Lyk goed. Ons is in 'n lekker restaurantjie hierso. Wat ons net gestap het, gesoek het tot ons iets gekry het wat min of meer lekker lyk. So dit is wat ons gesoek het en dis wat ons gekry het. En ons is honger. En ons is feesetjie byt net hierso vir dit. So op die hoek van Cala del Espresso het ons gekom by Gloria Bendita. En daar sit moeder. En daar wag my bier. So blykbaar is dit een van die algemene dis is hierdie aardappels wat net so goed gesmeer is en dan het hulle vir ons chicken brood gesit. En dan kom aan broodjies en die bier. So dis nou hier so half 'n expanded tapas. So ons is hierso nou definitief in die ou dorp van Spanje. Besig om af te stap na 'n metro toe. So en daar kan jy die plante sien teen die woningkies, woonstelle. Lyk nog baie fancy. Ek dink is seker lekker duur, hè. Om hier te bly. Lyk so. Ja. Dan gaan ons maar hierdie kant toe afdryf na die metro toe. Dryf jouself. Hoop ons kry die metro, want ons data het uitgehardloop op my foon is pap, wat ek die data op het. So nou raai ons maar waar ons gaan nou met ons Google Maps werkie. What will make it? Maar so daarom die ou tydse betroubare kaart. Ja, ons het 'n map vir die kaart, ja. Ons het 'n map vir die metro, maar ons weet nie by die metro uit te kom nie, so ons maar wat vra. Die metro terug huis toe. Daar so stasies, nou weer daai name wees. Kom maar seker Spaans. Ons gaan nou by die
derde laaste en daar by die 5 afkilometer kan nie las is. As jy aangaan gaan jy El Carpaccio Theater, Lavende de Obama. Nee, anyway. Próxima estación, Swansea. My moeder sit en ontvang betaal boodskappe, wat ook al sê dat ek check af foto's uitseker. Dit is vanoggend uitgery na Hernandez toe. Ek noem dit Hernandez. Wat noem jy die plek, my skat? Wat is die plek se naam? Haha, vra jy vir my? Wat? Ons het 'n kaart. Alcalá de Henares. My Spaans is fantasties. En ons gaan nou net 'n bietjie rondstap hierso en daar's blykbaar 'n kasteel hier iewers en dan's daar 'n convent daar en daar's 'n tuin daar so that's what we're going to do. Doen net van die bus afklim. Are you ready to go? Kyk hoe mooi lyk hierdie. Ja, dit is ewesklik net so 2 blokke af van die Hoofstraat. Kom ons in die is ek in die boulevard, die stapstraatjie. En ek het vir Tersa Romeis beloof al gister so om nou een kry. Dit lyk sommer so reg Spaans, want dit is reg Spaans. Dan kry jy nou hierdie wat plein en dan daar is baie ou kasteel. Lyk amper soos Monte Cassino, hè. Jy kry altyd jy kry amper daai idee dat dit so iets is. 'n Bietjie Romeis wat ons gaan eet. En ek betaal net cash hierso, so jy moet ook dit in gedagte hou. Daar's nogal baie verskeidenheid. Ek gaan daai of miskien daai cream ebano wat so lyk en 'n bietjie pistachio wat daai groene is. Ja, en 'n chocolate cone. En hopelik is dit lekker genoeg. En dis hoe die hele Romeis plekkie lyk hier buitekant hierdie plein waar daar baie mense is. En Hernandez omtrent so 35 km van Madrid af. Daar 'n lekker mango Romeis en wat chocolate, nee. Ja. En ek het 'n grenadella en 'n pistachio gevat. En ons is nou in die ek het van die Romeis beloof, so dit sê Romeis se kry en so op die plein. Ek sal nie praat of jy kos sien om dan geniet jy. Ek kyk net so na daai mooi gebouetjie daarso en toe let ek nou op kyk daarso daar's 'n baas se nes daarso van 'n voël. Lyk of hy daai toring so 'n bietjie omdruk al. Hæ? Interessant is jy nou sien, hier sien die boom hierso. En dan sy takke so rond. Dit gaan so rond. En dan gaan die tak oor en dan konnekteer daai boom se tak. Kom ons gaan 'n bietjie terug hierso. Daai boom se tak konnekteer met daai boom se tak. En lyk of hulle daar ontmoet het en nou is hulle een tak, sien jy? So, en daar's meer as een van hulle. Hierdie gaan hy ook so. So hulle doen dit seker as prins. Dat hulle sien daai 2 takke is besig om mekaar te ontmoet daarso. Soek jy nog 'n capsie, skat? Dis like so groot en daai. Ja, is like. Oh. Nee, so vat jou kamera van jou foon. Ja, hier is nou ook capsies hier so van Madrid, Spanje, Madrid, blou. Daar's 'n mooi cream ene. Die besluit neem ek nie so nou, maar. Metro. So ons gaan met trein om 5 ry Casa de Campo toe na La Latina toe. Wat 16 stoppe is. Die metrootjie is nou nogal beknop, nee, vir. Liefie? Die metrootjie is beknop. Sê weer? Die lugreëling is ook nie baie goed. Nee. Ja, as jy baie wind wat deurwaai nie. Ja, ons stuk is van Aviera klim almal uit, hè. So ek dink ons is seker by 'n baie gewille plek hierso. Ag, nou ekie. As jy by La Latina op pad na die besigste mark in Flea Market in Spanje of Madrid sê hulle.
Be careful for pickpockets het ek gehoor. Ons is maar altyd maar versigtig, nee. Kyk na die omgewing. Ek het nou nie heeltemal seker watter kant om te stap nie. Ek weet nie. Ek gaan op my map kyk. Okay, so dis die poort van Toledo wat die ou hek was vir die stad. Soos die weet die Berlin ding, selfe ding hier so. Fernando op. Dit is interessant is hierdie ons stap so uit die hoofstraat uit en ons moet ver wegstap van die toerismeplekke af. En dan loop ons so vas onsself aan hierdie kosie winkel en kroe en straatjies wat toegemaak is. Geen karre kan nie inry nie met die polisie. Dit is nou Sondag. So dis die tipiese Sondag ding wat hulle doen. Hulle loop rond en kuier. Ek dink ons het die mark daar geloop, skat. Check jou hoe groot is hierdie plek. Hulle sê dis die grootste vleiemark in Spanje. En dis kilometers so. Ons het daar op die hoek begin, seker 'n kilometer weg. Ons gaan op hierdie bokant toe. En lyk is nog 'n kilometer daai kant. 'n Lang ding hierdie, jeslak. En jy het enigiets hier, klere, oorlosies. Soos jy sê wit olifante. Plakkies, tikkies. Ja, vanaand het ons nou so 'n plekkie gekry wat redelik oké lyk hier so in hierdie chaos van hierdie dorpie. En toe begin moeder nou net daar's lekker rustig dis sê daar's beef cheeks, die wange van 'n bees. En ek het gekyk op YouTube, dis ook dis en dan is daar grilled ear, dis varkore. Ja, gracias. Ja. En dan kry ons cerveza, biertjies met ons eet wat ons nou wil kry. Dis hier rus vir iets. En daar kom hy toe aan. Ons hoender en skewer. Lyk goed, Ella. Ja, seker. En is nou net daar lekker geëet. Awesome. Ons chicken skewer. Nou moet ons weg uitwerk hierso, maar gelukkig het ons 'n horlosie met 'n map op. We're going that way. So dis nou die stadsplein. Plaza Mayor. Major plein, hoofplein. Met sy perkies hierso en dan natuurlik baie gesellighede en goedes hierso. En te sê die mense hierso, jy moenie hier eet nie. Dis overrated. Nie goeie kwaliteit nie. Maar ons het nie eet ons het die hoenders geëet en toe stap ons net om dit te kom sien en die mense bly. So daar's nie dit is so stadsgoed, dit is woonstelle. Dis baie amazing, hè. En die perkie. En moeder en dan sy wys uit daar so kykie prentjies op die wat ek al daai is, nee, is dit die stadsaal. Al die skillerye. Plaza Mayor, ja. Ja, so nou is ons in die plaza, die Mayor se plaza. Op 'n stuk Moer se plaza. Daar staan Plaza Major, die Mayor se plaza van Madrid. Baie interessante uitkyk hier, soos is 'n ou perd. Ek sien Spaan sit nog op baie mense op perde. Weet jy wie daai karakters is nie, ek sal nou nader stap en gaan check wie is daai man. En lekker interessant is hier so sit en kyk na die geskiedenis en dan kan jy klaksofierspeler daarso, besig om musiek te maak. Vertel die geskiedenis van iets. Hierdie is nou een van die famous chocolate sandwiches plekkies wat
Ek gesien dit op die YouTube, as jy moet hier na toe kom om dit te kry. Established in 1894. So ons moet dit maar doen, nee, anders dan gaan dit nie werk nie. As jy in Spanje toe kom en jy doen nie die chocolate plek nie. So nou gaan ons hierdie chocolate drankie eet met so chorizo ding wat ons gesien het. Ons sê jy moet dit doen, so donker chocolate glasie, warm chocolate en wat ons gaan nou sien hoe gaan dit. Nou hierdie is nou die veel besproke chocolate wat ons moet probeer in Spanje, maar blykbaar is dit nou een van daai dinge. So, ons sal sien hoe gaan dit, nee my lief. En daai het jy nou chocolate en chorizo wat so deeg wat gebakkers uit is. Die chocolate is glad nie soet nie, né? Baie lekker. Noem het Cheerios Rachel Chocolate. Ja, so dit lyk die dungeon. Interessante layout vir jou chocolate wat jy bedoel. So stolte tyd. Maar kyk, wys jy so. Ja, sy wys my nou net so, as jy seker nie wil daar stop. As jy nou kyk al die mense. Ek sê, ja, sure, ons kan hierdie kant toe. Ja, kyk al die mense. Ja, daar is baie mense. Gelukkig gaan ons daai kant toe. Na Gran Via toe. As die moltrein kry terug huis toe. Ons het nou so lekker netjie ontdek. Hulle noem die Happy Hour by Taco Bell. Dis nachos chips met room, guacamole, kaas en 2 biere. Vir net €5. En dis nogal lekker snackie. En so lyk die restaurant. Taco Bell. Daar staan Tersa nou en kyk. Ons het maar net die pad gevat. Dis die einde van is Dinsdag. Ek is klaar met my kursus. Ons gaan nou in 'n bietjie van 'n vakansietydperk in. En toe soek ek iets om te doen en toe sien ek ja, hier is 'n replika park. Toe wonder ek okay, as dit nou 'n replika park is, kom ons kom kyk wat word gereplika. So it's a surprise for both of us. Enjoy the scenery saam met ons. En hulle noem dit ek sien hulle noem dit Europa Park. So daai is Park Europa. So in Spaans is dit Park Europa. En daarbo staan, ek weet nie wat daar staan nie. Hier's blykbaar staproete in en daar's 'n paar goedjies en daar staan 'n bar en 2 restaurante. It's for free. So let's start with the first. Die eerste replika weet ek nie wat dit is nie, maar dit lyk so half bekend nie, liefie. Dit lyk soos dieselfde ding wat ons gesien het in die dorp. Een van die hekpoorte, hulle het so 4 van hulle. So wat hulle sulke groot sirkels omgebou het. So hier is maar seker 'n replika van wat ook al daai is. Interessant, hè? Jy kan al die goeders kom sien hierso. One go. So nou is ons by die Atomium wat 102 meter hoog is en gebou is in Brussels vir die fair en het 'n toeriste attraction geraak, net soos die Eiffeltoring en toe bly hy daarso. So. Okay, so ons het nou 50 km gestap om by Parys uit te kom. En hier is die Eiffeltoring in Spanje. Ja, en stap ons so in die Londenbrug in. Die parkie is interessant met hulle ou replikas. Dit sê 1951 en dis 31 grade Celsius. En ons is nou klaar met die park en ons is nou terug huis toe, maar ons vat die lang roete, die scenic route. En dis so die scenic route, ek sê 31 grade daarso. En dan is daar 'n bietjie Spaanse musiek ook hierso. Terwyl ons deur die ander dorpie ry. Interessant nie? En ons sit op ons plekke. Speak for yourself. Ons het nou hier by Ventas afgeklim en nou is ons by die famous bullfighting arena in Madrid met al sy goedjies in en daar is 'n standbeeld. Ons gaan kyk gou daar. Ja, thank you. En dan sien jy die bullfighting
Ja, ek sê die argitektuur is nog wel interessant, mooi. En daar gaan ons nou in die museum in hierso. Wat sê jy nou? Ons is by so 'n bietjie kroeg, ons eet 'n bietjie so tuintjies. Die chips, die koelie en dan natuurlik 'n paar biere. Oh, dis 34 grade. Ja, lekker warm. En dit is lekker atmosfeer. Die bullbar hier kom die draai van die bull fighting af. Wat ons van Byburn Saterdag bull fighting stels kom kyk. Al die tickets wat jy kan kry, maar die damn diere is hier nie vroeg genoeg bestel nie. So, anyway. So die goedkoopste kaartjies jy kry vir dit. So ons gaan nou 'n bietjie kry hier. Lekker. Ons het nou 'n lekker restaurant braaf gedoen hier. So baie interessant is, ek is baie authentic, dink ek. €15 ding van hierso en ek weet nie wat kry ons nie, maar ek weet die glase lyk glo daar klaar. Daar kom die bottel witwyn so. So, ook nou 'n dingetjie wat ek gesien het hierso dat jy kry nie 'n bordjie en botter vir jou brood nie. Sit jy hom op jou servet neer en dan eet jy hom van daar af. Wat dink jy daarvan? Moeder het net iets interessant gesê. Sy sê ons is by 'n bullbar. Toe sê sy ons gee 'n nuwe betekenis van Suid-Afrikaanse konteks van 'n bullbar. Ek wonder of sy vir ons nog wyn gegee en toe vra vir hallo, hi. Ja, sorry, ek sê besig. So daar sien jou 'n sea bass en 'n steak en chips. En 'n bietjie min wyn, ons 'n bietjie nog wyn kry. Nou kyk jy, wys jy net daar's nou wat hulle noem 'n ticket scalp. Kyk daai ou wat daar loop met sy swart T-shirt. So baie kaartjies verkoop daar so. Hulle waarsku jou sê don't do it because daai kaartjies gaan nie werk nie. So dis nou die boering. Ons kon nie vandag ingekom het nie, so ons wag vir Saterdag het ons 'n venue kaartjie gekry. Maar bo op die dak. Welkom. Sy het net die laaste goedjies van kry daarso omdat ons so dag uit is het hier bietjie wat hier daarso. Dettol met wipes. Ja, net vir ja, jy maak nie jou handjies maar af, jy moet dit vat om baie goed te so met die trein ry nie. Goeters nie. Anyway, let's try today. Hulle sê nog 'n 35 grade Celsius. So is nice and hot soos ons dit ken in Suid-Afrika. En daar is nou hierdie kunswerke so teen die mure van party van die stasies, baie die oues. En natuurlik hier is die masjiene wat jy mee moet negotiate as jy elke keer jou ticket wil volmaak. Wie dit nou? Hallo, kyk op hier is. Hier agter ons is nou een van die oudste markte wat 'n staalgebou mark is. Wat net langs die Palazzo Major is wat net baie groot is en duur is. So hulle sê moenie eintlik hier iets koop nie, maar jy moet maar net iets kry daarso. So. Ja, so daar's 'n hele paar dinge jy kan bier koop hierso ook. En dan natuurlik is die mark so groot. So hier is nou ons is nou by die Nasionale Museum van Spanje basies, die argeologiese museum, die geskiedenis van Spanje. Ek sê net hier is nou 'n baie interessante manier om 'n uitstalling te maak. Dis sulke skillerytjies en dan al die prentjies wat jy so het. En aan die ander kant is daar ook een is daar wat dieselfde doen. En hy doen dit natuurlik met 'n skerp projektor hierbo. Baie clever uitleg. En hier is ons die begin van Spanje. Okay. Daai daarbo wys hierso en dan die onderwys hulle wanneer dit gebeur het. Wat is baie goed gedoen, hè? Nou is dit die Romanes van Ja. Conquest en Romanes. En die groot vlag van Spanje en hulle vlag klein. Dis die okay, aflikker so 'n bietjie. Dis nou die Flamingo show wat ons sal gaan kyk. Passion of Flamingo, sê julle. Essential Flamingo.
Hulle gee dan vir ons 'n bier ingesit in die prys. En olywe. En olywe. En dit is die kaartjie. Ek dink dit is soveel 78. Ja. Okay, so nou is ons onsself opgestel hier so in die teatertjie van die, wat is dit? Flamingo dansers. Welcome to Essential Flamenco. My name is Juliette, and I want to tell you a little bit about the history of flamenco. So, let's start. This history starts Nou so van daai kant, ons moet nou van hierdie kant af gaan en by hierdie matador ietsie te kom kry om te eet. Tessa sê sy soek skaap, eight sheep cheese en olive oil en ek gaan die meatballs vat. So die flamingo was interessant. Baie interessant, ja. Ja. Dit is die eerste keer wat ons het gesien, seker die laaste keer ook. Dit sê so Once in a lifetime. once in a lifetime, ja. Dis 'n bottel. Jy het dit bestel. Nee, ek het glase bestel. Hierdie keer hulle gooi dan vir ons baie beter weer wyn op ons weer doen hè. Bietjie meer, ja. Ja, soos gewoond ons geraak het, so jy kry altyd 'n bietjie tapas saam met wat jy kan jy drink. So 'n klein bordjie wat hulle sê tapas beteken jy kom jy sit hom bo op. So dit altyd 'n klein ietsie soos olywe en hierdie het hulle vir ons nou salami gegee met hierdie broodjies wat nogal baie gewild is. Nou gaan ek agter die dans doen. Nou net hier so, ons loop net nadat ons toe flamingo show gekyk het en toe sien ek nou hierdie raak met so ligte antieke straatjies met al hulle mooi teëls. Dis baie amazing. En toe sien ek hier's 'n restaurantjie hierso wat 'n prys gewen het van TripAdvisor. So you might just try it. Sien ons het nou hierso 'n baie interessante kroegie gestap net van die teëls af. Baie karakter het hoor. Daar's 'n paar mooies van hulle hier rond. Nou interessant dat jy nou hierso sien daai nê, is nou hierdie ham wat hulle van braai. Die keurde ham, is baie lekker. Maar is ook nie goedkoop nie. Soos biltong in Suid-Afrika. En hulle skil hom vir jou daarso van die been af. Met daai gadget wat jy daarso sien. Dan het hulle so 'n messiekie en dan sien jy stem soos 'n viool.
Was al baie nice. As jy nou hier so binne in Spanje hier koop en jy versigtig is hier dit bestel op. En dan charge jy dink ek 'n stuk op per 100 gram vol dus. So jy moet op versigtig wees met daai triek wat hulle doen. Want dit lyk so as hulle en ons koop dit sommer so 'n bietjie goedkoper in die groot supermark so ons gaan 'n paar terug huis toe vat in Spanje. Van Spanje. Lekker chicken wings. Chicken peri peri chicken wings, bier. So dis nou ons stap in die sirkel om die plekke te kry, so afgeleë plekke hier so nêrens eens vir kaaskoek. Ons is op ons laaste dag, môre vlieg ons terug huis toe. Nou nie Suid-Afrika toe nie, Swede toe. Swede huis. En ons is nou op pad om te gaan kyk na 'n bullfight, dis hoekom ek my rooi T-shirt aan het. Daar sê sy sit nie langs my nie. Jy jok. So dit is dit. So nou is ons op pad soontoe. Dit is nou 5:10. Die bullfight is 7:00. Hopefully it goes well. Die weertjies lyk maar 'n bietjie moeilik. Op die trein dan maak dit stop. Op die trein dan Ventas waar die bullfighting plaas. Ja. Stiergevecht. Die stiergevecht. Nee, Stiergevecht. So hier is nou die gedenkteken van die bullfighters wat dit nie gemaak het nie. Baie mooi standbeeld. Dis net jammer dis nie klop mense hier so wat hulle nie kan afgaan nie want hulle sit in die pad. Hierso staan ons nou en wag vir die game. Is die bulle teen nie Springbokke. Sê bulle. Die bulle speel vandag. Dit is die bullring daar. 19 wat? Established 1929. Ja, is 'n interessante gevoel. Ek weet nie hoe om te voel oor die bullfight nie. Dit is 'n Ons het net gesê ons gaan dit seker nie ooit weer beleef nie. So daarom wil ons 'n stiergeveg kom kyk terwyl ons in Spanje is. ja. Nou waar anders nie. Ja. Miskien is ons in Mexico, is kan jy daar kan doen. Hier is 'n standbeeld vir die bekendste bullfighter Antonio Benvenida. Hy het tot op 60 toe hy afgetree het 2007 het hy 7 bulle geveg. Tot 60 of so iets, toe tree is uit. Ons is nou binnekant in die bullring, dis 'n gangetjies en as jy so kyk, dis waar jy ingaan na die bulte. Ons gaan opgaan met trappies nou kyk. Ek wonder maar nou net of hierdie bullfighter hierdie bulle nou doodgemaak het. Dit is sou hy sy trofee. Wie al onder wat hy onder deurgeloop het. Wat hulle onder hom deurgeloop het, hè. Daar is sekerlik 'n naam daar, ja. Kanu. Sê nou uiteindelik is ons hierso in die bullring. Soos jy kan sien is die spasie maar tyd hierso. Hulle wurgie mense hier in hierso. Ja, ek hoor dit is so blasery en dis net met die bulle het hulle band, hulle support band gemaak. Met hulle fanclub.
Ja, so dit was nou dit. Dit was die bullfight geweest. En die mense hou nou baard, die soos jy gehoor daar binne gaan. Ja, wat 'n interessante experience. Ek sou dit nie weet doen nie. Is nou 40 jaar agter. Ons gaan daai kant. So nou is ons op die dak van die bank van Spanje. O nee, kyk uit op die bank van Spanje. En dan sien jy al die mooi stadliggies. O ja. Is ons maar hier bo, druk 'n wyntjie. Lyk my sal net moet verder gaan om iets te gaan eet, want ek gaan nie iets hier kry om te eet nie. Madrid at night. Ons het gevoel ons wil 'n straatkafee hê. Nou het ons 'n straatkafee gekry. Ja, hier het ons nou vandag in aksie gesien. En daar het ons laaste ete gehad op die straat hierso van Madrid. Dit was nou fun. Nou gaan ons huis toe. Daai kant toe so trein. 29 grade en dit is 11:15. 23:49. Ja, so sê nou net, dit is 11:15 en dan kyk die treine ry vir dit, maar treine is vol. So daai het julle mense gestel. Spanje en dan wat lughawe toe met die Uber. Dan terug huis toe, maar vanaand 7 is ons straat Swede. En môre gaan dit weer aan. En dit is 15 grade. Hier is dit 30 grade. Dit nie reën nie. Ek weet nie of ek later sal heel daar weer nie. Daar is die shopping center. Wat ons elke dag hier gestap het in die en ons happy hour word dit. We lag ek en maar nou, ons staan hier so in die queue en ons weet nie wat die queues moet staan nie. So kyk ons daar so na, so groep 1, groep 2, groep 3 en groep 4. Nou wonder ons nou op watte queue staan ons nou. So nou kyk ons hier so, ja, ek weet nie, dit is nie saai en hier staan dit moes so groot geskryf. Groep 3. Ja. Tyd te wys te gaan. Ja, en daar is ons ride huis nou. Dis 'n Airbus Neo 320 of 321. Dink lyk soos dit. Dink dit is 321. Ek kan nou nie die voorkant sien nie. Want ons stap in daar voor. En dit is dit so. In 321. Airbus A321 200 next generation. So weet ek het nie maar. So, dis so die Airbus A321 Neo lyk. Net soos jy nou gaan hierbos. Ja, die nuwe engines op, so baie nice. Ja, was lekker trippie geweest. Was ons nou klaar.